Goeiemôre en welkom by ons laaste oordeenking van hierdie week. Ek wil jou uitnooi as jy vandag miskien vir die eerste keer inskakel, gaan luister die week se oordeenkings, want alles bou op na 'n punt toe. Maar dit is so lekker om vanoggend weer saam met jou in te skakel. Ons is vanoggend in die Ou Testament, in 1 Konings, die boek van 1 Konings. En ek wil jou vra om vanoggend saam met my te lees hoofstuk 19 vers 11 tot 12 wat sê: Kom buitekant toe en gaan staan voor my by die berg, sê die Here vir hom. Terwyl Elia daar staan, het die Here by hom verbygegaan en 'n geweldige rukwind het die berg uitmekaar geruk en die rots het gebreek voor die Here. Tog was die Here nie in die wind nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar die Here was nie in die vuur nie. Na die vuur was daar die geluid van 'n sagte gesuis. Baie van ons soek God se stem in die groot en dan dramatiese oomblikke van die lewe. Ons verwag dat God altyd hard, duidelik en indrukwekkend moet praat, soos 'n storm of 'n vuur of 'n aardbewing, 'n groot gebeurtenis wat ons aandag trek. Maar een van die diepste lesse in die Bybel is dat God nie altyd die hardste stem het nie. In die verhaal van Elia sien ons 'n man wat uitgeput, bang, emosioneel leeg is. Hy het God se krag en groot wonderwerke gesien, maar in 'n oomblik, en daardie oomblik van sy lewe is hy gebroken, hy is verward. Hy verwag dat God hierdie keer weer met hom op 'n kragtige manier gaan praat, gaan kom ontmoet, maar tog kies God nie die stem van 'n storm of 'n aardbewing of 'n vuur wat verskyn nie. God praat in die sagte gesuis, in 'n sagte fluistering. En dit sê vir ons iets belangrik oor God se karakter. Hy is nie afwesig in die stilte nie. Hy is dikwels die duidelikste teenwoordig wanneer alles stil word. Die probleem is nie dat God ophou praat nie, dit is dat ons te besig, te vol geraas, te gejaagd is om hom te hoor. En ons leef in 'n wêreld vol geraas. Ons fone lui konstant. Ons sien op sosiale media goeters wat in die wêreld aangaan. Daar's druk by die werk, daar's verpligtinge en gedagtes wat elke oomblik van die dag volmaak. En so in so 'n wêreld word God se stem maklik verdrink in die geraas. Nie omdat hy stil is nie, maar omdat ons nie meer stil word nie. Die fluistering van God is nie 'n teken van swakheid nie, dis 'n uitnodiging tot nabyheid. God wil vandag vir jou sê, kom naby my. Kom hoor my stem, want baie keer wil ek in jou oor fluister. Want 'n fluistering beteken jy moet nader beweeg om te hoor. God skree nie oor ons besige lewens nie. Hy nooi ons in 'n verhouding in waar ons leer om stil te word en om te luister. En baie keer soek ons antwoorde, maar God soek ons aandag. Ons soek rigting, maar God soek verhouding. En soms gebruik hy stilte om ons harte weer te kalmeer, sodat ons uiteindelik kan hoor wat hy al lankal vir ons wil sê. Hier is die uitdaging. Stilte is baie keer ongemaklik. In 'n stilte kom ons gedagtes na vore, ons onsekerhede raak miskien vir ons harder, maar dit is juis in daardie eerste, eerlike, stil plek waar ons leer om God se stem te onderskei van ons eie gedagtes en die wêreld se geraas. Vandag vir jou sê God het nie verander nie. Hy praat steeds, maar baie keer moet ons net weer leer om dit so 'n bietjie stadiger te vat. Stil te raak, eenvoudig by hom te wees. Want wanneer alles stil raak, is hy nie ver weg nie. Hy is naby genoeg om te fluister. Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom bid ek dat ons sal smag na u fluisterstem. Here, in 'n wêreld vol geraas, in 'n wêreld waar alles die mekaar is, Here, in 'n wêreld waar die stemme van die wêreld so hard is, Here, het ons nodig om stil te word by u. En ek kom bid vandag dat ons sal besef hoe belangrik dit is, en dat ons na u fluisterstem sal soek. Tussen ons eie gedagtes, tussen ons eie onsekerhede oor die toekoms, oor die lewe, oor ons kinders, oor ons werk, bid ek dat u daai fluisterstem
die enigste stem sal maak van ons smag. In Jesus Christus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met my gereis het. Dit was so lekker om saam met jou te reis rondom die tema Praat God nog. Ek wil jou uitnooi na môreoggend se aanlyn boodskap hier 9:00 op ons YouTube kanaal. Maar as jy miskien in Alberton is, kom kuier saam met ons. Dit sal so lekker wees om saam met jou 'n koppie koffie te drink en om jou in persoon te kom ontmoet 9:00 by Alberton High School. Mag jy 'n wonderlike naweek hê in Jesus naam. Amen.